Julle, goeiemôre, dis Adele. Ek wil gesels en ek soek raad. Ek het vrae. Ek weet nie of ek nog moet voortgaan nie. Ek is plat. Hulle sê mos, as jou wêreld in duie stort, dial a friend. Ek dial julle. Julle is my friends. Op YouTube, Facebook, die lewe, waar ook al. Maar dit is darm nie net YouTube wat my vandag aan die dink gesit het nie. Al betaal hulle nie eens peanuts vir apies soos ek nie. So kom ons begin voor. Ek wil weet, is hierdie jou Shorts kanaal vir julle luistermaats die moeite werd? Moet ek aanhou of stop? Praat ek met die bome, die mure, die wind? Of geniet julle so af en toe 'n storie? My YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories #audioboeke word hierdie November 2025 5 jaar oud. Dit is gemonetize en ek verdien 'n allemintige tada R5 per dag daarmee. Maar dit is nog alles oukei. Ek het mos Amazon gehad en dit het gewerk. Die kanaal was boonop advertensies vir my boeke daar. Ek het die boeke hier elke dag voorgelees, bygeskryf en as die boek klaar is op Amazon gesit en dan het die leesmense dit gekoop. Maar kom ons begin by die YouTube kanaal. Dit was 'n lang en moeisame pad en ek het gereeld gedink, gee op jou silly aap, jy mors jou tyd. Gaan maak liewer potte, ten minste verdien jy 'n geldjie daarmee. Maar dan roep my boekkarakters my weer en ek skryf hulle storie by. En dan is daar natuurlik hierdie wonderlike luistermaters wat nou al vriende geword het. Ek weet wie hulle is, maar ek het nog 'n vraag. Is daar nog mense? Wie luister graag saam? Gaan julle my mis as ek stop? Of kan ek maar net verdwyn wanneer hierdie vervolgstorie gek oor haar eie Afrika onder binnekort klaar is? Ek het altyd gesê vir daai 40 Afrikaanse luistermaats sal ek aanhou met hierdie kanaal. So is daar ooit nog 40 luistermaats wat bereid sal wees om te reageer? Al sê jy net ja, help my asseblief met hierdie gewigtige besluit. Moet ek aanhou of ophou? Dit was nou 'n gewoonte vir 5 jaar. So sê net ja of nee. My tweede vraag is vir mense wat eerder e-boeke lees as om na stories te luister. My naam is Adele Reinders en ek skryf al vir jare boeke en stories by uitgewers op Amazon. Ek het al meer as 60 boeke ook op hierdie YouTube kanaal voorgelees. Ek is nie 'n woord- of stemkunstenaar nie, so ek maak foute. Lees soos wat ek dit langs iemand se bed of in jou sitkamer sal doen as ek vir jou iets voorlees. Alles in een sessie, niks editing nie, niks stilkamertjies nie, net oorbegin as ek te veel stamel en stotter, niks fancy nie, die honde blaf tussenin, ek word onderbreek. Ek probeer my bes, maar ek doen dit met liefde. Ek vertel my stories, soms ander mense sin ook, as hulle vir my toestemming daarvoor gee. Die dat ek al vir die 5 jaar lank hierdie YouTube kanaal het, waarop jy gratis na my stories kan luister. Dit is vir mense wat nie altyd tyd het om 'n boek op te tel en te lees nie. Jy is dalk 'n crafter en jy werk met jou hande, maar jou kop is oop. Dalk ry jy lank pad en dan is dit lekker om geselskap by jou in die kar te hê. Ek en my karakters klim vreeslik graag net daar by jou in die kar en dan gaan ons saam, ons sit voor, vertel net vir my waar jy ry, sodat ek nie aan die ander kant wakker word en dalk nie 'n trui by my het nie. Hierdie is ook vir mense wat swaksiende is of moeilik lees, dalk heeltemal blind is. Asseblief julle, help sulke ouetjies om by die boeke uit te kom. Wees 'n go-giver. Gee om vir sulke mense. Daar is dalk ouer mense wat 'n tydjie het om te luister. Skakel dit vir hulle aan, want hulle luister gratis, heeltemal gratis, selfs op jou selfoon. Mense wat in die buiteland woon, en dalk het hulle lus om weer 'n bietjie Afrikaans te hoor. Dalk sterk jy aan na operasie, lê plat in die bed op jou rug en mag nie jou hande bo jou kop hou nie. Skakel in op die WhatsApp groep.
0665 865787 en ontvang enige van my stories en die wat ek voorgelees het gratis op jou selfoon. Maar jy moet asseblief vir my die stories se titels gee, so gaan loer op die YouTube kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories #audioboeke en dan maak jy potsendings of snitlyste oop, want ek wil jou nie doodgooi met stories nie. As dit van my afhang, stuur ek vir jou alles. Op die WhatsApp groep is daar op die oomblik vervolgstories. Ek skryf elke dag 'n hoofstuk van Gek oor haar eie Afrika ondier voor en dan lees ek dit. Ons trek al by 86 en ons wil nog nie regtig koebaai sê vir Lea en Sergio voordat hulle storie nie verby is nie. So as dit van my afhang en ek die lewe hou, sal julle die res van die storie hoor. My tweede vraag gaan oor die app. Ken jy Draft to Digital? En wat weet jy daarvan? Weet jy iets wat ek nie weet nie? Is jy 'n skrywer? Werk dit vir jou? Is jy 'n leser? So hoe lees jy jou elektroniese boeke, jou e-boeke? Gooi asseblief vir my 'n antwoord in die comments onder. Doen jy dit op Kobo? Het jy 'n Kindle? Want dan het ek is nie meer op Amazon nie. Of is jy op jou rekenaar? Lees jy op jou selfoon? Vir mense wat kies om hulle stories self te lees, wat my e-boeke al vir donkie jaar op Amazon gekoop het, my rekenaar het opgepak en ek verloor daai e-pos waarmee ek ingeteken het oorspronklik reeds in 2020. Toe kry ek 'n nuwe rekenaar en create 'n nuwe e-posadres, want daai ander een was regtig net weg. Geen manier kon ek by dit uitkom nie. En danksy 'n vet dispuut met Vodacom, het ek toe ook nie meer daai selnommer wat 10 jaar gelede gewerk het nie. Jy kan net vir jouself voorstel, 'n perfect storm, if you know what I mean. Maar ons verander alles, en uit die bloute, sommer nog nou die dag, wat doen Amazon? Hulle sê hulle is nou strenger, kyk beter na mense. Hulle vra vir my eerste e-pos en selnommer. Hulle stuur goeders daarna toe, wat ek mos nie kan kry nie. Onmoontlik om met mense te praat daar, want ek probeer verduidelik. Ek stuur e-posse en vertel my storie oor en oor tot ek 'n blou papie is. Maar elke keer kry ek net 'n ding terug wat sê, no reply e-posse. As ek probeer om die relevante storie op te spoor en dan iets te stuur, dan soek hulle weer die ou e-pos en die ou selnommer. Ag wat, maar daar's baie water in die see, hartseer en stikkend, maar jy sal nie weer 'n boek van my op Amazon sien nie. Ek is daar afgegooi. Nou gaan ek Draft to Digital gebruik. Nee man, Draft to Digital vir die boeke wat ek wil opsit, maar ek is bang. Ek het mos Amazon geken en hulle vir my, en ons was goed vir mekaar, of so het ek gedink. Hierdie voel soos egskeiding, en ek lose al die pad. Hulle sê, my boeke is nie my boeke nie, en ek het nie die regte om dit te publiseer nie. Hulle noem byvoorbeeld Man van Vele Talente as een. Kom ek verduidelik, Lapa het 5 groot drukboeke van my gepubliseer, en Man van Vele Talente was een. So was Vrou in die Roosbedding, Romein van die Tambati op die 7de dag en Reënboogforel. 5 boeke wat hulle nie weer verder wil gebruik nie, waarvan ek die regte by Lapa teruggevra het, want ek wil nie dat dit verlore gaan nie. Toe het ek die regte teruggekry. So, dis 'n lang pad, maar die storie was toe terug in my stal. Stel jou voor, jy werk lank aan iets, en toe sê iemand vir jou uit die bloute, sorry, dis nie joune nie. Ek vra net, wie sin is dit dan anders? Maar hulle wil my nie antwoord nie. Hulle wil ook nie sê wie claim die boeke nie. Hoe dit ook al sê, nou gaan ek my eie boeke weer eens stelselmatig op Draft to Digital sit en hoop vir die beste. Ek gaan vir julle skakel gee waarom daardie boeke te sien as julle wil gaan kyk. Dit is alles vir my net. So as jy weet van iemand wat dalk stories lees op Kobo, Smashwords, wie weet wat nog, net nie Amazon nie,
stuur asseblief die skakel wat ek vir julle gaan gee aan. Die eerste boeke op Draft to Digital is die eerste deel van Gek oor haar eie Afrika Ondier, tot by episode 71, die Buffelbul van India Tikulu, die hele boek Vindingryk, die hele boek Tydelik vir altyd, alles, Isa se uitdaging, en die bykans 100 jaar oue man wat voor Spar op die blombak gaan sit het en toe verdwyn het, en nog 'n hele paar ander boeke. Ek is bevrees, daar is dalk op hierdie stadium foute in die boeke. Ek probeer elke dag om van hulle reg te maak en by te werk, maar dit voel onmoontlik, ek is net een persoon. Vir die voorlesings het ek in elk geval heel wat dingetjies ingebring in baie van my ouer boeke, wat nie bygeskryf en voorgelees of nagelees is nie, en dit sal ek moet nasien, maar ons kom daar geleidelik. Maar nou wil ek net eers weet by julle, luister julle op die YouTube kanaal, Afrikaanse liefdesverhale en stories, kan ek aangaan, moet ek los, en wie weet iets van Draft to Digital, gesels asseblief met my daaroor. En dankie dat julle na hierdie gebrabbel geluister het.